Baie welkom aan elkeen wat ingeskakel is by ons breek die woord. Mag jy sommer net vandag ook beleef hoe die Here sy woord vir ons kom oopbreek en vir ons kom bevestig dat hy steeds saam met ons in hierdie wêreld wandelend en handelend is. Dat hy ons pyn en seer, ons uitdagings ten volle ken. Ons het die laaste paar weke wat verby is, bietjie meer in diepte gekyk na Connie Burger se boek Waar is Jesus nou? Ons het gekyk na Jesus as die koning, die priester, die profeet. En in die volgende paar weke gaan ons 'n bietjie verder gaan en ons gaan kyk na hoe Jesus ons eintlik kom deel maak van sy hemelvaart, hoe hy sy kerk kom deel maak van sy hemelvaart nou in hierdie wêreld. Mag ek en jy sommer net beleef hoe die Here daardeur op hierdie manier ook met elkeen van ons spreek. Voordat ons saam gaan lees, kom ons bid net eers saam en vra vir die Here se leiding. Ons Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons by U gekom stil word, enige tyd van die dag, enige plek, kan weet U hoor ons, want U het ons uitkom kies as U kinders, Here. Aan die kruis het U kom sê, U kies elkeen van ons uit, U vergewe elkeen van ons, sodat ons in oorvloed vir U kan leef, Here. Maar steeds is daar so baie mense daar buite wat dink dat hulle sonde is heeltemal te erg is om te vergewe, dat hulle sonde is heeltemal te groot is vir U om enigstens te oorkom. Maar Here, U het die dood oorkom. U het dit oorkom wat onoorkombaar is. En Here, daarom kan U enigiets in ons lewens, enige uitdagings, enige terugslag wat ons mag beleef, kan U dit ook oorkom. Maar Here, dit is nie deur onsself nie, maar dit is alles deur U wat ons krag gee. Here, daarvoor kom sê ons vir U dankie, ons kom sê vir U dankie vir U voorsienigheid in ons lewens, sê vir U dankie vir geloof wat vir ons hoop bring vir die toekoms, sê vir U dankie vir U voorsienigheid in reën en sonskyn en wind en koue. Op soveel maniere waar U net voorsien in ons lewens, Here, nie net in die natuur nie, maar ook in die fisiese dinge wat ons rondom ons sien en die mense wat ons rondom ons sien. Dankie vir die liefde wat daardeur vir ons 'n waarheid ook kan wees. Here, dankie dat ons by U woord kan stil word saam as U kinders, Here, kan weet dat U ook daardeur met ons spreek, Here. Here, ons kom vra dat U werklik ook nou met ons daardeur sal kom spreek, sodat ons mag hoor wat U ook in hierdie tyd vir ons wil kom sê. Sodat ons daardeur ook bemoediging kan kry en voort kan gaan met die werk wat U ons ook opdrag gegee het om te doen in hierdie wêreld. Dankie dat U ons om uitkies het. Ons bid dit alles in die naam alleen. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit Johannes 20 uit van vers 19 tot 25. Daardie Sondag-aand was die disippels bymekaar, alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vingers in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Tot sover lees ons dan vandag saam. Ek dink baie van ons het al iewers die vraag gevra van, hoekom is ons nog hier? Hoekom het Jesus nie die eerste keer toe hy gekom het, hoekom het hy nie toe alreeds finaal oorwin nie? Hoekom het ons wag vir 'n tweede koms voordat hy finaal oorwin? En baie keer vra ons hierdie vraag sommer maar net uit nuuskierigheid uit, maar baie keer is dit 'n ernstige vraag wat vir ons tot nog vrae lei oor die geloof. En die realiteit van die saak is dat hierdie vrae 'n baie moeilike vraag is om te beantwoord. Maar 'n vraag is wat ons tog 'n antwoord op kry in die woord. En hier in Johannes 20 vers 21 kry ons iets van daardie antwoord ook. Ek lees dit weer vir ons. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Soos wat die Vader vir Jesus na hierdie wêreld te gestuur het, so word ek en jy ook in hierdie wêreld ingestuur om die evangelie te verkondig aan soveel as moontlik mense.
God wil hê dat soveel as moontlik mense gered sal word. Dat soveel as moontlik mense die geleentheid het om hom te kies. Dat almal kan weet wie hy is en hom kan aanbid vir die groot koning wat hy reeds is in elkeen van ons se lewens. Connie Burger praat van 'n persoon met die naam Rowan Williams wat 'n baie goeie voorbeeld gebruik van hoe ek en jy ook kan dink aan Jesus se hemelvaart en kan dink oor hoe hy vir my en vir jou ook die opdrag kom gee om sy hemelvaart ook eintlik voor te sit as kerk in hierdie wêreld. Hy kom bring die lig wat Jesus kom word het in hierdie wêreld in vergelyking met eenvoudige lig wat ek en jy elke dag ook aanskou en beleef. Lig wat ek en jy aanskou wanneer ons die gordyn oopmaak, wanneer ons weer vir die eerste keer wanneer dit donker is, dalk in 'n kamer die lig aansit. Daardie lig is verblindend en mense is geneig om eers half so 'n bietjie te moet mooi fokus om weer lekker alles rondom jou te kan sien. Daardie eerste lig het 'n manier om ons te verblind amper. Maar wanneer ons dan uiteindelik weer mooi kan sien, dan help daardie lig ons weer om alles anders rondom ons raak te kan sien. En so is dit amper ook wanneer ons aan Jesus dink, Jesus wat die lig vir die wêreld kom word het, vir 'n donker wêreld kom word het. Hy het hierdie skielike lig kom word, hierdie helder lig wat kom skyn het vir my en vir jou. En uiteindelik gee hy vir my en vir jou ook die opdrag om die lig te gaan wees in hierdie wêreld. En wat dit eintlik beteken, is dat ons vir ander mense ook moet wys, ander mense ook Jesus se lig moet wys, sodat daardie lig hulle kan lei tot meer van hom, ook in hulle lewens. Dis amper soos 'n rugbyspan, 'n rugbyspeler dalk, baie goeie rugbyspeler wat uittreë na baie jare se spel, en uiteindelik ook afrig. Alhoewel hy in die agtergrond is, het hy nog steeds 'n invloed op dit wat in die span gebeur. En alhoewel Jesus baie verder verhewe is as dit, baie meer is as dit, kan ons in hierdie eenvoudige voorbeeld ook iets van sy voorbeeld sien. Van hy wat die lig kom word het, sodat ek en jy ook die lig kan wees. Hy is nie weg van ons af nie, maar hy lei ons deur sy Heilige Gees om in hierdie wêreld sy beeld ook te kan wees. Om sy lig aan soveel as moontlik mense bekend te maak, om sy werking rondom ons soveel as moontlik ook raak te kan sien. En hier is Timoteus een van die wat skuldig is daaraan, dat hy eintlik hierdie fisiese tekens wil sien, Jesus self wil sien, sodat hy kan glo. Maar Jesus kom sê vir my en vir jou, hy stuur ons uit met hierdie opdrag, dat ons moet uitgaan soos dat hy ons uitstuur ook, sodat ek en jy juis vir mense hom kan wys sonder om hom fisies te wys. Hom kan wys in die skepping rondom ons, hom kan wys in die mense rondom ons, hom kan wys in die liefde, die genade, die vrede, wat ons ook met mekaar kan deel. Hom kan wys deur sy woord, wat elke liewe dag lewend is, vir my en vir jou. Mag ek en jy besef, dat Jesus ons kom uitkies het, sodat ons almal kan gaan vertel, van wie hy ook is. Dat ons elke dag daar waar ons ook al is, daar waar jy by die werk dalk is, waar jy by die huis is, waar jy met jou vriende besig is, waar jy ook al is, dat jy daar sy lig sal verkondig, sodat jy sy evangelie sal verkondig, aan soveel as moontlik. Sodat jy mense kan genees geestelik, nie as gevolg van enigiets wat jy is of doen nie, maar as gevolg van wie hy deur jou ook is. Mag ek en jy dit onthou, mag ons daaraan vashou ook in die res van hierdie week wat voor lê. En mag ons altyd die Here loof en prys, omdat hy die lig in ons lewens is, en vir ons sy werk so duidelik sigbaar maak. En mag ons verander ook 'n lig wees in hierdie wêreld. Kom ons sing die volgende lied saam, tot eer en verheerliking ook van sy naam. Die herders en wijzers, in het
Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, sal saam met jou wees. Amen.